vandag en ek wil vandag, my hart is vanaand en vanmôre om 'n bietjie met u te deel oor gebed of eintlik aanbidding. Aanbidding, ware aanbidding. Wat die woord van praat wat aanbidding is. En daar's so 'n diepte rondom hierdie tema van aanbidding. En vanaand gaan ons teruggaan na die begin waar dit die eerste keer in die Bybel gedeel is met ons. Maar ek wil by 'n besonderse verhaal terug stilstaan vanmôre hier in die woord van die Here. Terwyl ons fokus op aanbidding en 'n leefstyl van aanbidding en ook die krag van aanbidding, is daar 'n besonderse verhaal in die Bybel wat my altyd diep in my hart tref. En ons gaan 3 gedeeltes lees vanmôre. Die skrifte is daar so Matteus 26 vers 6 tot 13, Markus 14 vertel hier dieselfde verhaal. En dan spesifiek gaan ons na Johannes 12 toe, wat vir die mooiste hierdie verhaal opsom van hierdie vrou met die albaste fles. Ek het my bes te probeer, ek en Adri. Ek het my vrou vanmôre net voor 7 gesê, luister, dis wat ek wil doen. Toe sê sy, daar's nie 'n manier nie. So ek het dit gedecoreer met my eie. Wat dink julle? Ek en Adri, ja, thank you. Dankie. Dit is gedecoreer. My vrou het my gesê, luister, nou moet jy gaan krap vir ons is nog besig om uit te pak en uit te sort. Nou moet jy gaan soek vir 'n tafeldoek. So ek het nou maar net Adri het my gehelp. So Adri, dankie ook vir jou, my vriend. Waar sit hy? Dankie vir Adri dat ek op sy toppe kan druk. En so kom ons lees vanmôre, maar voor ons lees, kom ons bid, ons vra die seën van die Here op hierdie woord. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre net in die huis van die Here kan wees. Dankie Here, vanmôre wil Quintus afklim van hierdie verhoog af, en ek wil net sê, Here, berg my agter die kruis, dat die gemeente vanmôre vir Jesus sal sien, en die woord wat U wil deel, gebruik my as 'n instrument in die hand van die Here. Here, ek wil net instrument wees, ek submit myself onder U, en onder die leiding van die Heilige Gees. Ek vra Heilige Gees, laat die salwing van die Heilige Gees nou oor my lewe sal wees, terwyl hierdie woord gebreek word vanmôre, en geen in die selle sal instap soos wat hulle, of uitstap soos wat hulle ingekom het nie. Maar ek bid Here dat lewens veranderd sal wees, in die naam van Jesus. Amen. Goed, Matteus 26. Kom ons gaan op Matteus 26 toe vers 6 tot 13 lees ons die eerste keer hierdie verhaal. En jy sal ook sien in jou Bybel, daar's al verwysing 3 keer na, of 2 plekke toe, Markus en Johannes toe, as jy Matteus 26 lees daar. Matteus 26 vers 6 tot 13 sê, en toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles met baie kosbare salf. Sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarom is hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle hier vrou lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. Is dit nie gebed wat, die Engelse woord sê mooi, echo nie, is dit nie mooi nie? Dit wat hierdie vrou gedoen het, echo in die tye deur in hierdie eeue heen. Kan ons blaai na Markus toe ook, Markus 14 vers 3 tot 9, Markus deel dit ook vir ons, hierdie verhaal bietjie uit 'n ander hoek uit, en dit wat ek vanmôre met u wil deel. Markus 14 vers 3 tot 9, en dan gaan ons later na Johannes 12 toe. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte, baie kosbare nardesalf, en sy breek die albaste fles, gooi dit op sy hoof uit, en daar was sommige wat by hulself verontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word. En hulle het teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen, want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Nou net so 'n bietjie stil te staan en konteks te gee oor vanmôre se woord, en dit wil ek môre met u wil deel.
Die Engels, en ek is jammer dat dit is in Engels, maar die Engels skryf dit van die mooiste gedeelte wat worship is. Hy sê true worship, as jy dit gaan opsoek in die Engelse vertaling, in die Engelse woordeboeke, praat hy van, it comes from the English word worthship. And it denotes the worthliness of one receiving the special honor or devotion. Dan word dit waarde, om waarde toe te ag, om waarde te ag aan iemand of iets. Dit wat jy aanbid. Dit kan jy waarde ag. Amen. Ja, ons as mensdom het al geleer, en ek wil nie veel by dit stil staan nie. Hy sê daar so worthship beteken die volgende, en dis in Engels daar, so ek gee vir die Afrikaanse beteken, hoë agting van waarde, dis wat aanbidding is, om te eer, 'n hoogste waarde op te plaas, om neer te buig, elke area van jou lewe te erken, dankbaarheid, om oor te gee, alle krediet te reflekteer, en dan hoor hier die mooi in hom. Wat dit ook beteken, ons gaan vanaand na kyk, it's to blow kisses. Dis wat dit beteken. Dis wat worship beteken, waar die woord worship vandaan kom, of aanbidding vandaan kom. Kan ek dit weer gee vanmôre? Dis ook vir my vanmôre, wanneer ons lofprysing en aanbidding is, kom hierdie altyd in my hart op. Want vir my kan ek vir ure lank aanbid. Die woord is belangrik, ek is vir dit, amen, kan ek amen kry? The word is important, that's the basic. Maar dis al wat God kry in 'n diens soos hierdie vanmôre, is wanneer die kinders van die Here eer aan God bring. Daar's nie 'n revelation wat ek kan teach vanmôre, wat God nog nie gehoor het nie. Maar die aanbidding wat ons as gemeente vir hom bring, dit ontvang hy vanmôre, amen? En ek het al geleer in die teenwoordigheid van die Here, dis wanneer dinge verander. Is daar iemand wat saam met my is vanmôre? In die teenwoordigheid van die Here, ek love die Psalm 16 wat skryf, in the presence of the Lord there's fullness of joy. Daar's blydskap. En vanmôre was dit vir my so lekker toe die kerk hande geklap het en gesê, as jy bly is in die Here, klap jou hande. En ek kan voel, ek kan so 'n bietjie. Dis die gitaar om my bietjie terug. Hier's na gaan die pot. Dis my vrou wat gesê het ek gaan moeilikheid maak. So hoogte waarde te plaas. Ek wil net hierdie weer gee. Dis hoë agting van waarde om te eer. Hoogste waarde op te plaas, om neer te buig, elke area van my lewe te erken, dankbaarheid, om oor te gee, alle krediet te reflekteer, en om ook soene te blaas. Vanaand gaan ons bietjie op dit fokus. Ons bevind ons in die huis van Simon die Melaatse. Dis vir my so kosbaar, jy kry volgende, dis vir my so kosbaar om hieroor te kan dink, dat Simon die Melaatse, dis hoe hy geken was. Hierso in die huis van Simon die Melaatse, is daar, het hy sy huis oopgemaak, en dit wat hulle het hom geken as iemand melaats was, hulle sou nie by hom kon huisvesting hê nie, oor sy melaatsheid, so hy is genees van sy melaatsheid. So die Bybel is nie duidelik oor hom te sê, of het hy genees, of het Jesus hom dan genees nie, maar hy is van sy melaatsheid genees, en daarom kan hulle saam met hom in die huis wees. Saam in hierdie huis is daar mense, die 12 disippels, hulle is saam in hierdie huis, en daar is seker ander mense ook, maar hy maak spesifiek melding, die skrif, dat Simon, die Melaatse huis, Lazarus was daar, Martha was daar, Maria was daar, en hier is 'n lekker mense wat sit by hierdie, en die Bybel praat, gaan nou daarvan lees, hulle was aan tafel gewees, en Lazarus is aan tafel van Jesus, hoofstuk 12, en in hierdie vertrek kom daar 'n vrou aan, ek kan al sien hoe die prentjie lyk, waar Lazarus dalk met Jesus gekuier, jy kan mees hou by daai vorige een asseblief Mariaan, waar Lazarus dalk saam met Jesus aan tafel gekuier het, en terwyl hy kuier aan tafel, kom en Martha dien, en Martha's besig, soos wat almal Martha's is, ken ons 'n paar Martha's hierso? Dan sak 'n hand, ek sien hulle. Martha's wat altyd reg staan, my vrou is 'n Martha, she's really a Martha. Sy dien altyd en serve altyd, maar en in Jesus het werkskaf, en ek dink daar's kospotte wat prit, en daar's 'n kuier rondom die tafel, ek wonder die stories wat die stories wat Lazarus gedeel het, en die Bybel is baie duidelik, en hy sê, hier kom hierdie gedeelte, en hy sê, Maria is daar, en Maria kom die vertrek ingestap, met 'n kosbare, albaste fles, vol egte nardus salf. Ek wonder wat deur haar gedagtes moes gegaan het hierdie vrou. Terwyl sy in die vertrek ingestap het, wonder ek die mense, wat het hulle gedink? Toe sy stap na Jesus toe, sy praat nie 'n woord nie. Maar dit wat sy gedoen het, spreek tot vandag toe, in die ewigheid.
Man, kom maar, jy mis iets. She hasn't spoken a word. Maar haar leefstyl, dit wat sy doen, praat tot vandag toe nog oor hierdie besonderse vrou. En sy stap die vertrek en I wonder, hier's Quintus, terwyl sy die vertrek moes instap en na Jesus toe gaan. En sy gaan sak het op haar knie. Die Bybel sê sy het die albasterfles oopgebreek. Nou daai oopbreek beteken letterlik hulle het 'n prop wat geseël is, die seël afgehaal. En hierdie kosbare nardesalf het die vertrek gevul. Nou om die konteks te gee oor wat hier regtig gebeur het. Die Bybel sê dat daar was baie kosbare nardesalf, kosbaar. En om konteks te gee wat dit beteken is die volgende. Hier is hoe die albasterfles te gelyk het, min of meer, ek sê nie dis 'n spesifieke een nie, maar hierdie enetjie is 100 jaar voor Christus het hulle hom uitgegrawe. Dis hoe dit lyk, die albasterflesse. Dis waar die seël rondom dit was, plus minus min of meer, dis die albasterfles hoe dit moontlik sou gelyk het in daardie tyd, bietjie geskiedenis. En die volgende gaan vir jou wys dat die Bybel sê daar was kosbare nardesalf, die volgende in Mariaan, wat daar was. Nou hierdie nardesalf kom van, ek like dit by die Engels gebruik. Die Engels gebruik 'n woord daarvoor, Afrikaans sê mooi nardesalf, maar in Engels sou jy gelees het van naard, N-A-R-D, naard, of spikenard. Dis wat hierdie nardesalf was. Om hierdie nardesalf te kry, dis net 'n mooi prentjie, ek kon hom nie mooier kry eintlik, jammer vir die pixels. Maar hierdie plant groei in China, Indië en Nepal. Gaan jy hierdie spesifieke plant kry wat hierdie salf mee gemeng word of hierdie parfuum mee gemeng word. Dit is so plus minus 3.500 tot 5.000 meter bo seespieël. Kry jy hierdie kosbare plant. Hulle sê sy blommetjies, hy groei so plus minus reken hulle 1 meter hoog kan hierdie plant groei. En sy blommetjies is soos belvormd, wat is dit, 'n klokkie, so lyk soos klokkies wat hang. En dan gaan hierdie mense by die oestyd, gaan hulle hierdie berg op, party van China, party van Indië en Nepal, almal in die Himalaya gebergreeks. Kom hulle by mekaar en dan kom hulle in groep en hulle haal hierdie plante uit en hulle harvest die plante. Nou dis so kosbaar wat ek wil kyk vir. Die reuk van hierdie plant lê nie in die mooi blommetjie nie. Dit kom uit die wortel uit. Wanneer hulle die wortel uithaal uit die grond uit en hulle begin om af te skud, as daai wortels mee gecrash word en gedroog word en hulle skud die stowwe, kom daai reuk van daai naard of die nardesreuk kom dan en dit hang tussen die harvesters. Dit hang tussen die mense. Die reuk kom uit wanneer die plant ontwortel is. Wanneer die plant in moeilike omstandighede is, kom dit uit. Dis wanneer hy droog gemaak word en ek gaan nou by die kosbaarheid staan van hierdie plant. Maar is dit nie so in ons lewens nie? Ek wonder baie keer wat kom uit ons lewens uit wanneer ons ontwortel word? Wanneer jy by die werk ontwortel word, wat is die reuk wat vrygestel word? Wanneer ek ontwortel word in my lewe, wat is dit wanneer ek bietjie geshake word, bietjie geskit word, bietjie in crashing tye is, wonder ek baie keer, wat is die reuk wat ek afgee? Is dit baie keer klagtes en moan en groan, of is dit die reuk van Christus Jesus, of is dit dalk Habakuk 3 wat sê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen vee in die kampe wees nie, al sou die olyfoes mislyk, nogtans sal ek jubel in die Here, halleluja. Of is die reuk van Christus in ons lewens te kry? Ek dink spesifiek aan Job, toe Job in die hoofstuk 1 alles verloor het. Job se lewe val uit mekaar uit. Job is in 'n crushing moment, maar ek het een ding geleer van Job, halleluja, dat die woord van die Here sê, Job 19, ek weet my verlosser lewe, al val dinge uit mekaar uit, nogtans sal ek die Here eer en hom aanbid, halleluja. Wat is die reuk wat vrygestel word wanneer ek bietjie ontwortel word? Om die kosbaarheid van hierdie salf te kon verstaan, moet ons verstaan die kostes wat hierdie salf is. Die Bybel sê sy het 'n jaar se lone. Die koste van daai olie was 'n jaar se lone. Om 1 liter, gaan Google dit, gaan kyk daarna, om 1 liter van hierdie nardesalf te kan kry, moet nagenoeg 100 ton van daai wortels bymekaar gesit word. Hulle reken die kostes en ek het dit gegoogel, ek het daarna gaan kyk. Hulle sê die kostes daaraan
Die kommersiële waarde is tussen 8.000 en 12.000 rand per kilogram. Om dit te kan verstaan, daardie dag toe sy die prop afbreek en sy die olie uitgooi, om te kan verstaan, die Bybel leer, as jy dit gaan vat, en die Bybel sê, was 'n jaar se lone, as jy gaan kyk na die lone wat hulle gekry daardie tyd, is dit in die waarde tussen nagenoeg 300 en 900.000 rand se parfuumwaarde, wat sy daai dag gebring het na Jesus toe. Nou wie is saam met my, ek kan doen met 1 miljoen. Is hier iemand was... Ek was baie, toe ek dit lees, en dan dog ek, ja nee Judas, jy het 'n punt gehad daar. You've got a point. En sy vat hier die kosbare nardusolie. En die disippels skree uit, dis die rede. Hoekom die disippels, hulle het verstaan die kosbaarheid van hierdie salf, wat sy waarde, wat sy gedoen het en wat sy gekom het, en oor Jesus oorgegooi het. They knew the value of that. Jy kan 'n jaar lank, jy kan die armes voed met dit wat jy doen. Maar Maria het hierdie act of worship, hierdie handeling, sy het hierdie aanbidding na die Here toe gebring. Die disippels het geskree, gesê, waarom hierdie verkwisting? Waarom hierdie verkwisting? Ek kan nou net dink, hoe hulle hande in hulle hare moes gegryp en sê, wat maak jy? What are you doing? Waarom is jy besig? Ons kan daai goeders verkoop, ons kan geld maak hieruit. Judas wat die beursie gehad het, hy het gesê, man, jy mors man, dis 'n verkwisting. Nou wie weet saam met my, wanneer dit by Jesus kom, I have learned, dis nooit 'n verkwisting nie. Dis nooit iets om weg te gooi. I've got value to Jesus. Halleluja. Dis soveel waarde. En hierso kom hulle sê dit is 'n waste. En ek dink hieroor na. They called it waste. Jesus called it worship. They called it waste. Jesus called it worship. En Jesus sê vir sy disippels, net daar en dan, maak hy sy disippels stil en sê, wow. Waarom is julle besig? Moenie hierdie vrou lastig val nie. Moenie hierdie vrou lastig val nie. Sy is besig met aanbidding. Sy is besig om iets goeds aan my te doen. Julle verstaan dalk nie nou dit waardeur sy gaan nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's waarde hieraan. Sy is besig om dit te doen aan my. Dis nie 'n tydmors nie. Dis nie 'n mors van tyd nie. Kan ek dit vanmôre sê, dis nie 'n mors van tyd vir Quintus om 'n koortjie 3 of 4 of 5 of 6 of 7 of 8 of 9 of 10 keer te sing nie. Because I know the worship to Jesus. Ek kan dit vir hom aanhou sing en aan mekaar sing. Ek wil vir jou sê, die engele in die hemel ken die waarde en hoe heilig die Here is. Halleluja. Hulle sê konstant, heilig, heilig, heilig is die Here. Konstant is daar aanbidding in die hemel. It's never a waste when it comes to Jesus. En ek sal koortjies sing totdat ek, man, as ek in my kar is of ek in die shower is of by die huis is, I will give God glory where I walk, because I know, ek weet die waarde wat die Here vir my het en wat hy vir my gegee het en wat hy vir my gedoen het. Dit is wie die Here vir my is. Hy sê moet hulle nie stop. Hy sê, wow, los haar uit. Dis vir my vanmôre so kosbaar gewees. Toe die gemeente gaan sit, was daar nog aanbidding gewees. Because you know the worship. Maar die Here nog vir my, man, los haar uit. Los haar uit. She's busy worshiping God. En dit is my so jammer dat baie mense kan ons tyd keer 'n vinger wys, maar het jy vanmôre gesien hoe Sunny vanmôre die Here aanbid? En dan as ons aanbid, hoor ons, kyk my naels. Nee, wag 'n bietjie. Ek het gelag, het 'n tannie in Potchefstroom gehad. Man, statige tannie. En die tannie het gesê, pastoor, my naels moet elke week gedoen word, want as ek hulle in die lug steek in die kerk, moet mense nie wonder wat gaan oor jou naels aan nie. Hier in Jesus sê, los haar uit, leave her alone, wat sy besig is om te doen. Wat die disippels dalk nie verstaan het, hulle het nie geweet, wat hierdie vrou se vorige hoofstuk behels nie. Hulle het nie geweet wat hierdie vrou se vorige hoofstuk is nie. Om dit te kan verstaan, moet ons teruggaan na die woord van die Here toe dan in Johannes die 12de hoofstuk. Wil jy nou saam met my blaai? In Johannes 12 toe. Ek wil iets lees daar in Johannes 12. Johannes 12 skryf vir ons iets kosbaars. Vers 1 tot 11 sê: En Jesus het 6 dae
voor die Pasga in Betanië gekom waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy uit die doodheid opgewek het. En hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien, dis wat sy doen, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardussalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop, en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was, en die beurs gehad het, en die bydraes geneem het. Sy hart was nie dit gewees nie. Toe sê Jesus, laat haar staan. Leave her alone. Sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Luister mooi. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy, dit is Jesus, daar was. En hy het gekom, nie alleen ter wille van, en hulle het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien. Want hy het wat hy uit die doodheid opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en Jesus geglo het. If I think about this, as ek hieraan dink vanmôre, tref dit my hart so. En daar's een hoofstuk, word Lazarus uit die doodheid opgewek. Lazarus staan uit die doodheid op. Hulle maak sy grafdoeke los. Hy staan op, dis 'n goddelike wonderwerk. Daardie dag, het jy gedink al daaroor, dat Jesus moes Lazarus se naam noem, om hom uit die graf uit te laat kom, want as hy gesê het, jy staan op uit die graf, die naam, as Jesus spreek, sou almal uit die graf uit opgestaan het daardie dag, dis die autoriteit in die naam, maar hy noem Lazarus, wat uit die graf uit opgestaan het, Lazarus kom uit die graf uit, en nou is hy aan tafel saam met Jesus, en die owerpriesters wou kom kyk, en hey, waar is Lazarus? Hulle soek vir Lazarus. Lazarus wat hulle uit die doodheid opgewek het. Hulle wil hom sien. Why? Want hulle wil hom doodmaak. Hulle is agter Lazarus aan. Ek het geleer in my lewe dat die vyand baie keer agter jou wonderwerk aan is, agter jou Lazarus aan is. Want hoekom? Want jou getuienis bring oorwinning in die koninkryk van God. Halleluja. It brings victory. Dis ek daaraan dink ek aan die woord van die Here wat sê Openbaring 12, wat sê en daar is oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Halleluja. If you have a testimony, you need to speak it out in Jesus name. Jy moet getuig wat die Here gedoen het. Die vyand is agter jou Lazarus aan. Hy wil jou Lazarus doodmaak, want volgens Lazarus, baie mense het in Jesus begin glo as gevolg van jou Lazarus. Halleluja. Hulle het die hand van die Here gesien in jou Lazarus. So wil ek vir jou gee, as jy 'n Lazarus het, jou vorige hoofstuk lyk dalk dood, maar as die Here vir jou 'n wonderwerk gedoen het, you need to speak about it. Jy moet daaroor preek en profeteer en praat en spreek die goedheid van die Here. Die vyand is agter jou Lazarus aan. Okay, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Dit is 'n preek vir 'n ander dag. Ek dink in hierdie gedeelte, hier is my kosbaar om te dink. Terwyl sy in die kamer, in die vertrek kom, en sy begin vir Jesus te salf, die kosbare olie oor sy hoof te gooi. Marlyn, ek wil jou agter die klavier hê. You need to prepare that song for me. You are worthy of it all. Ek voel ons gaan hom sing vanmôre. En hulle begin dit te gooi oor haar hoof, oor Jesus se hoof. En dit loop na sy voete toe. Die Bybel sê so mooi dat sy het haar hare gevat en sy het Jesus se voete begin afdroog met haar hare. En ek dink oor hierdie tref my hart. Terwyl sy hierdie aanbidding gebring het, hierdie offer gebring het aan Jesus, het sy hierdie kos, man, ek wonder, was dit al wat sy gehad het? Sy het daar alles gegee. Sy het dit gesnap, want daar was nog nie 'n kruis nie. Daar was nog nie 'n kruisdood nie. Daar was nog niks. Maar sy het dit gesnap dat hier sit die lam van God. En sy wil hom ere bewys. En sy weet dat Jesus gaan op die kruis sterf en hy gaan sy alles gee vir ons. Daarom wil ek nou al reeds my alles vir hom gee. Ek dink dis al 'n hele jaar se pyn. Maybe dit was al wat sy geërf het, ek weet nie.
Sy vat die kosbare olie en sy breek dit op Jesus. Think about this. Haar hare het sy die voete van Jesus afgevee. As sy daai vertrek sou uitstap, sou sy dieselfde reuk gehad het as Jesus. Hulle sou dieselfde reuk gehad het. Ek was by Jesus. Hulle sou dieselfde reuk wat by Jesus is, sou by haar gevind gewees het. Ek was by Jesus. Wanneer jy jou alles vir die Here gee, people will know you've been with Jesus. Ek dink dit gou vinnig aan 'n verhaal in die Ou Testament. Moses. Toe Moses, jy kan dit gaan lees, Eksodus 34 vers 29 tot 35. Maar daar's 'n hele gedeelte daar wat sê, totdat hy ingegaan het om met hom te spreek. En Moses se gesig het geblink. Die mense kon sien, hy was by die Here. Hy was by God. Kan ek dit sê vanmôre? Wanneer ons as gelowiges by mekaar kom, en ons stap hier uit, maar die wêreld kan weet, we've been in the presence of God. Mense moet kan weet, ons was in die teenwoordigheid van God. As ons hier uitstap, en ons is dieselfde as wat ons ingekom het, nothing changed in our heart. Niks het verander nie. Maar as ek hier uitstap en sê, ek het my alles gegee, want hy het sy alles vir my gegee. Sy het dieselfde reuk gehad as Jesus. Sy het Jesus dit die hare gedroog en dieselfde reuk gehad. Ek love dit wat Johannes 12 vers 3 sê, en die reuk het die vertrek gevul. The act of worship, daai sacrifice wat sy gebring het, dit het die aarde, die kamer gevul. En is dit nie baie keer kosbaar, ons is baie keer skepties oor ander mense se aanbidding, maar kom aan, weet al mense gesien in die kerk hier so terwyl ons aanbid, en dan is daai aanbidding aansteeklik. Wie het dit al ervaar? Maar ek wil ook my hande opsteek. Ek wil ook die Here eer. Ek wil ook, dit is so aansteeklik vir my. Mag aanbidding hierdie kerk vul, dat die reuk van Christus op ons almal wees, en ons hier uitstap, dat mense sê, waar was jy? And people can see, I've been in the presence of Jesus. Dit het nie net die vertrek gevul nie. Ek love it, as Dok baie keer praat, en miskien gaan hy vorentoe daaroor gesels oor die Shekinah glory, die heerlikheid van God. Om 'n plek soos hierdie te vul. Sê God se woord nie, dat hy woon onder die lofsange van sy volk. He inhabits the praises of his people. Hierdie vrou bring haar alles. Die reuk het die kamer gevul, die reuk het haar hare gevul, en nie nog meer, het iets vir my, wat vir my nog meer uitstaan, is die volgende. As daar iemand is wat 'n rede gehad het, om hom te aanbid soos wat sy gedoen het, was dit Maria. Want jy sien, die vorige hoofstuk in haar lewe, was haar broer dood. Die vorige hoofstuk was Lazarus in die graf. Die vorige hoofstuk was donker. Die vorige hoofstuk was 'n diep vallei. Die vorige hoofstuk het gestink. Die vorige hoofstuk was nog vasgemaak. Die vorige hoofstuk was in die donker. Die vorige hoofstuk was agter 'n klip. Die vorige hoofstuk het nie goed gelyk nie. Die vorige hoofstuk was vol trane en 'n geween. Maar sy het 'n rede gehad om haar alles vir Jesus te bring, because he changed things around. Maria se lewe is verander oor dit wat Jesus gedoen het. Daarom was dit nie vir haar verkwisting nie, Judas. Daarom was dit nie vir haar verkwisting gewees om 'n kosbare bottel nardesalf oor Jesus uit te giet nie, want sy het geweet dit kom en dit wat Jesus gaan doen. She got it. Ek dank die Here vanmôre, my vorige hoofstuk lyk nie mooi nie. As jy my vorige hoofstuk ken, waar God my uitgehaal het, my getuienis het ek so nou nog met iemand gedeel. As jy weet waar die Here my uitgehaal het, you will understand my worship. Jy sal my aanbidding verstaan, die dag as jy verstaan hoe lyk my hoofstuk 11. Het jy 'n hoofstuk 11 vanmôre? Is die mense met hoofstuk 11 wat nie goed gelyk het? Is daar sulke mense? Wie kan saam met Quintus sê vanmôre, dat my hoofstuk 12, ek het 'n hoofstuk 12 waar dinge gechange het, en ek wil my alles gee vir die Here. I want to give him my everything. Jou hoofstuk 11 lyk daarom rof.
In hoofstuk 11 was jy Simon die Melaatse. Maar my hoofstuk 12 maak ek ruimte vir Jesus. My hoofstuk 11 was soos 'n Lazarus wat dood was. Maar die Here het my die lewe gebring. Ek wil my alles. Daarom is dit nie vir Quintus moeilik om 'n offer aan God te bring nie. Want hy het sy alles vir my gegee. Dit was maklik vir hierdie vrou, omdat sy verstaan het. Sy het dit gesnap. Ek gaan afsluit met die volgende, is vir my so kosbaar om te dink, Lazarus was aan tafel, Martha het gedien, maar Maria het aanbid. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê Paulus skryf, 2 Korintiërs 2, vers 14 tot 16, wat sê, maar God sy dank, wat ons altyd deur laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan, vir die laaste reuk van dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe, en wie ons tot alle dinge, en wie ons tot hierdie dinge bekwam. Die reuk van Christus is in ons lewens te kry. Ek weet nie van jy vanmôre nie, maar ek by die kort boodskap gebring het net om te sê, ek ruil vandag, ek ruil my albasterfles. Ek breek myne op, Quintus breek my albasterfles. En ek gee die Here al die waarde wat hy toe is. Ek klim van die verhoog af, en ek wil op my knieë kom voor God. I want to give him his worthiness. Ek wil my beste vir die Here gee, want hy het sy beste vir my gegee. Kan ons dit doen vanmôre in die gemeente? Net vir so 'n oomblik, Marlijn, lei ons van daai song. Wat sê, you are worthy of it all. Ek weet nie wat se albasterfles jy kan bring vanmôre vir die Here nie. Maar dalk wil jy by jou knieë sak, dalk wil jy staan vanmôre, dalk maak nie saak hoe jy dit doen nie. Jy kan net daar sit ook as jy wil, dis reg. Maar kan ons dit vanmôre die diens net bietjie in 'n ander manier doen nie? Net vir 'n bietjie in 'n anderste way doen, om net sê, Here, U is vanmôre waardig. Hier is my albasterfles. Hier is my aanbidding vanmôre. Hier is my sacrifice vanmôre. Hebreërs 13 vers 15 sê, ek wil dit gou net kry, Hebreërs 13, 15, wil ek gou vir ons net lees, dan gaan ons afsluit met dit. Hebreërs 13, 15 sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. My Engels sê dit die mooiste. Hy sê, let us continually offer to God a sacrifice of praise.